het vanoggend vroeër so links en regs gekyk vir die van julle wat die vrymoedigheid gehad het en iets kragtigs vir iemand gesê naby jou. Ek vertrou jy het deelgeneem en ek vertrou aan die ander kant jy het dit gehoor dat iemand vir jou sê en hierdie is 'n stelling wat ek hierdie kwartaal mee wil begin. Ek glo dis 'n sterk stelling om my weg te trek en miskien kan dit jou konfronteer in die seisoen en miskien kan dit jou so 'n bietjie uitdaag en soos jong mense sal sê stretch. As jy vanoggend op 'n plek is waar geloof geaktiveer moet word, maar iemand moet vir jou sê, en ek glo die Here wil vanoggend vir jou sê, en ek is vas oortuig daarvan, as jy vanoggend gery het en Jesus gaan soek het iewers, en vir Jesus gekry het, sou hy vir jou gesê het, kyk vir my. Praat nie met julle wat afkyk nie, ek sê bedoel maar net. Maar is 'n goeie ding om op te kyk in elk geval. Kyk vir my. Jou geloof is sterk en is diep en is standvastig. Jou geloof is sterk genoeg vir hierdie seisoen. En miskien wil jy terugdruk en sê, jy ken nie my geloof nie. Jy weet nie in wat 'n slegte plek ek is nie. Jy gaan vanoggend ontdek, jou geloof is sterk genoeg, en ek wil jou nooi om jouself te kom oopmaak daarvoor, om jou gees ontvanklik te maak, om te hoor wanneer die saad geplant word, want dis wat Jesus doen. Jesus plant saad met 'n ware boodskap, waarheid, in mense se lewens, wat nog nooit probeer het om hulle geloof te bewys nie. Jesus ontmoet mense langs stofpaaie en in die stede, wat nog nooit gepoog het om God te beïndruk nie. En Jesus loop aan mense vas, wat doeteenvoudig behoeftes het, en by die regte plek uitgekom het, en daardie mense, wat nog nooit die Bybel gelees het nie, nog nooit die Bybel in hulle hande gehad, en inteendeel, jy weet in watter tyd is die Bybel geskryf, mense wat nog nooit gekonfronteer is met die vrymakende waarheid van die woord nie, en die woorde wat hulle hoor is, jou geloof is sterk, en is diep, is standvastig. Wat kan ek vir jou doen? Mense hoor dit oor en oor. Hier is die trant van die stories wat vir ons vertel word, nie net in Matteus, Markus en Lukas nie, maar ook dwars deur Handelinge. Dit is ook die voortgesette boodskap van die disippels en die apostels. Dis die gesindheid van die koninkryk gewees, reg van die begin af. Jesus het nie gevra, verduidelik vir my op 'n skaal van 1 tot 10, waar is jy op hierdie stadium van jou seisoen met jou geloof nie? Wat sou jou geloof meet? Miskien moet ons een of ander toets doen en 'n vrae invul en bietjie die klimaat hier binne in jou hart toets. Wat gaan regtig aan hier diep binne in jou? En dan sal meeste van daardie mense, as dit 'n toets moes gewees het, gediskwalifiseer gewees het. Ons sou nie baie gehad het om in die Bybel voor te skryf nie. Johannes sê op 'n stadium in sy eie skryf, hy sê, die meeste goed wat ek gesien het, kan nie opgeskryf word nie, as alles opgeskryf moes gewees het wat Jesus gedoen het, vir mense wat nog nooit gehoor het van myself bewys van God en goed doen om iets te verdien, of skuldig voel omdat ek nie op my dae is nie, of miskien het my verlede, mense wat nog nooit sulke goed gehoor het nie, het soveel goed gekry, beleef, ontvang, ervaar en begin verstaan, dat Johannes sê, al daai goed saam, kan nie in die boeke in die wêreld opgevang word nie. En wanneer ons vandag tegnies daaraan dink, dan dink ons, ja, Johannes, ons hoor wat jy probeer sê, maar jy seker nie heeltemal reg nie. Goed, al die boeke in die wêreld kan dit nie opvang nie. Kom verduidelik vir jou wat Johannes vir ons probeer sê daardeur is, God is so besig om te werk in plekke wat ek en jy nie van weet nie. God is so lank al besig om aktief, die hele tyd, 24 ure 'n dag, in mense se lewens te werk, wat ek en jy en hulle self nie van weet nie. Dat as ons begin weet wat God besig is om te doen reg oor die wêreld, sal dan die plek in boeke wees om dit te skryf nie. Johannes probeer nie sê, die goed wat ek gesien het en wat ek van 'n getuie is en net ek weet nie. Hy sê, ek is 'n getuie daarvan, dat God nog altyd, die hele tyd oral besig is om te werk. As jy dit probeer verstaan en wil weet, waarin glo ons, verstaan wanneer Dawid en Jesaja sê, jy, ek, al 8 biljoen wat nou lewe, en die biljoene wat nie meer lewe nie, sal almal, elkeen van hulle eventueel weet en verstaan. Toe ek 'n ongevormde klont in die skoot van my moeder was, het God al gedagtes oor my gedroom, en as ek hulle agter mekaar moet opskryf, Psalm 40 vers 5, is daar nie genoeg plek, om alles wat u oor my gedink het voor ek gebore is, in volgorde op te kan skryf nie. Gaan lees Psalm 40. Mag ek dit weer vir jou sê? Dawid en Jesaja sê presies dieselfde ding, in verskillende eras.
Hulle sê wat jy moet verstaan oor hoe God besig is om te werk in hierdie oomblik van jou lewe, is begin by die begin. Waar is jou begin? Tydens konsepsie het God al begin droom oor jou lewe en daardie manne het in daardie tyd met beperkte inligting al geweet. Wanneer ek die dinge wat God oor my droom probeer opskryf in volgorde, kan ek dit nie doen nie. Dis hoeveel gedagtes God aangaande my al gedink het en beplan het toe ek nog ongevormd in my moederskoot was. Begin dit sin maak wat Johannes sê? Wat Johannes probeer sê is ons verstaan nie hoe aktief God besig is om nou te werk in ons lewens nie. Hoekom verstaan ons dit nie? Jy gaan nou beter verstaan hoekom ons nie verstaan nie. Wat aktiveer dit om te verstaan, maar dis omdat ons nie bewus is nie. Dis omdat ons nie wonder hieroor nie. Dis baie moontlik omdat ons net doeteenvoudig as gevolg van ons onbewustheid van hierdie waarhede nie soek daarvoor nie. Weet, wanneer jy iets begin sien en daarvoor begin soek, sien jy dikwels daar's baie meer as wat jy gedink het. Ek staan gisteroggend in my badkamer en ons sukkel dikwels nie in die winter, hierdie tyd van die winter met mure nie. En ons weet wanneer ons met mure sukkel. Maar ek staan in die badkamer en ek sien hier loop 'n muur. Een muur. Ek het teen vanoggend het ek hordes van hulle gekry en doodgemaak en van ontslaag geraak en ek gaan dalk môre 'n bietjie gif spuit daar. Goed, maar wanneer ons begin bewus raak, daar is beweging. Jy ken dit op 'n ander manier wanneer daar iets is wat jy wil hê. En miskien is dit nader aan hoe God wil hê jy moet dink aan wat God werk en waar God werk. Wanneer daar iets is wat my aandag begin trek wat ek wil hê, dan begin ek dit oral sien. Ons almal ken daardie belewenis. En wanneer iets is wat my aandag eenmaal getrek het en is aantreklik, begin ek dit oral sien en dit trek my in. Kom en smaak dat die Here goed is. Dis die beginsel. Dis waar dit begin. Wanneer ek bewus raak van die goedheid van die Here, sê die woord eventueel en ek spring 'n paar jaar later of eeue later sal nasies optrek na sy goedheid toe. Almal sal begin besef, God se goedheid is oral en dit was nog die hele tyd daar gewees. Ek is net nie bewus daarvan. Ek weet nie waarvoor om te kyk nie. Ek weet nie waar om te soek vir hierdie goedheid en hierdie werk van die Here nie. Luister mooi. Oral, waar en elke keer wanneer mense na Jesus gekyk het vir hulp, met enige vorm van geloof in hom, was hulle geloof genoeg. Ek maak 'n teologies getoetste stelling. Jy kan nie van kennis neem vir jou eie lewe. Oral waar en elke keer wanneer mense na Jesus gekyk het vir hulp, nie vir kritiek nie, nie vir ongeloof nie, nie vir diskwalifikasie nie, nie vir redenasies nie, wanneer hulle hom gekyk het vir hulp, elke keer en oral, met enige vorm van geloof in hom, maak nie saak hoe groot nie, was hulle geloof genoeg. Jou geloof is sterker as wat jy dink. En daarom is jy reg opgestel vir geloofsbelewennisse, soos die woord dit voorstel. Ja, jy. Jy's reg opgestel vir ervarings in die geeswêreld. En daarom kan jy met vrymoedigheid in gebed vra en verwag dat God jou gebede sal antwoord. Dis waar God jou vanoggend soek. Dis die begin van hierdie kwartaal. En dis waar geloof geaktiveer word. Ek moet oortuig word deur die waarheid van die woord. Dis genoeg. Ek wonder waar kom Jesus in sy voorbeeld van 'n mosterdsaadjie? Dis die beginsel. Die rede hoekom Jesus sê geloof soos 'n mosterdsaad sal berge versit, in die see gooi. En waarom sê Jesus dit? Probeer Jesus ons motiveer om klein geloof te hê, want as jy kleinste saadjie, Jesus verstaan die beginsel, enige iemand wat na hom kyk en in sy naam wil optree binne die lyne van God se wil, sal dit sien gebeur. Sins God se krag is ook nie daar om ons besig te hou of ons te beïndruk nie. God se krag is daar om sy wil te laat realiseer. En wanneer ons onsself belyn met God se wil vir ons lewens, sien ons die geeswêreld aan die gang kom. Maar luister hierna. Matteus 9 vers 2. En hulle het 'n verlamde man wat op 'n bed lê na hom gebring. En toe Jesus hulle geloof sien, sê hy aan die verlamde: "Seun, hou goeie moed, jou sondes is jou vergewe." Luister, wat het hier gebeur? 'n Verlamde man.
Ek sê hierdie met respek vir mense se omstandighede, maar wat simboliseer 'n verlamde man? 'n verlamde man impliseer iemand wat niks kan bydra nie. Die woord maak dit baie duidelik, ander mense, nie hy nie, moes die bydra maak. Jy sien, nie kom Jesus gemaklik met die idee dat geloof 'n mosterdsaadjie kan wees. Daar's baie groter vrugte wat Jesus geken het wat hy kon genoem het. Hy kies die kleinste, bekend aan die mens, op daardie stadium. Hy sê mosterdsaad. Jy sien, hierdie man se geloof kon homself nie help nie. Hierdie man kon homself nie bewys as 'n goeie, sterk gelowige nie. Hierdie man kon nie 'n bydra maak van een of ander aard of godsdiens beoefen op 'n wyse wat God sou kon beïndruk nie. Dis hoekom hierdie voorbeeld gebruik word. Dis hoekom God hierdie situasie opstel sodat ek en jy kan lees waarin lê die kwalifikasie van geloof. Hierin lê die kwalifikasie van die geloof is kom na hom toe. Kom na hom toe en wanneer ek op 'n plek kom waar hy my kan sien, het ek sy guns. Ek dink dis die moeite werd om dit op te skryf. Waar begin geloof werk? Waar begin geloof produseer? Waar begin geloof realiseer in God se oë wanneer ek naby genoeg kom dat hy my kan sien? Dis dit. Hierdie kwalifikasie is in al hierdie verhale. Ons gaan na meer kyk. Maar luister die kwalifikasie. Die oomblik wanneer mense naby genoeg kom, hulle moet kom en God hulle sien, gebeur geloof. En daardie geloof het altyd resultate. Miskien jy het nog nooit gehoor nie. Dis belangrik dat jy sal verstaan. Want wat sê die woord? Wanneer het dit gebeur? Wat het Jesus se aandag getrek? Dit staan daar. En hulle het 'n verlamde man, 'n man wat niks kon doen nie, het ander mense op 'n bed na hom toe gebring. Daar's die eerste beginsel. Hy het naby gekom. Dis die beginsel. Kom naby na die Here toe. Nader die Here en hy sal tot julle keer. Nader die Here en hy sal julle gebede beantwoord. Nader aan die Here. Hulle het hom gebring. Nommer 1 en nommer 2 en toe Jesus hulle geloof sien. Geloof word gesien. Geloof word gesien. Goed, hoe sien Jesus geloof? Jesus het 'n oog vir geloof. En dis iets wat 'n mens ontwikkel wanneer jy baie met mense werk in die geeswêreld. Dis iets wat mense ontwikkel. Dis iets wat mense wat sensitief is vir die gees ontwikkel. Dis iets wat 'n mens begin raak sien wanneer jy in die gees wandel en die geeswêreld verken. Jesus het dit op afstand gesien. Dis iets wat jy sien. En hierdie gaan nie oor performance nie. Hierdie gaan nie oor 'n groot boei opskop nie. Hierdie gaan nie oor een of ander unieke spesiale godsdienstige ritueel wat jy op die regte manier moet benader en nie foute moet maak nie. Dis nie wat dit kwalifiseer nie. Dis nie wat Jesus sien nie. Dit het hy alles misgekyk in die tempel. Hy het dit nie geag nie. Dit het hy juis gediskwalifiseer. Wat Jesus sien is mense wat kom na hom toe. Is dit? Daar's geen bewyse dat dit iets anders is nie. Wat Jesus sien is mense wat kom na hom toe. As dit so eenvoudig is, want dis al wat hier staan, as dit al is, wat tel, is as ek na hom toe kom, het ek reeds my geloof in hom gesit. Onlangs 'n dokter moes kies, of miskien 'n tandarts moes kies vir 'n seer tand. Of iemand moes kies om een of ander sensitiewe of netelige finansiële raad vir jou te moes gee en jy weet, ek het net een kans, dit moet reg wees. Wie het jy gekies? Wie het jy gekies? Ons almal weet, die persoon wat ek kies, moet ek my geloof insit. Ek moet. En as niks verkeerd daarmee nie, ek praat nie van geloof vir redding nie, ek praat van geloof vir die regte raad, of die regte voorskrif, of die regte medisyne, of die regte inspuiting. My kwalifikasie vir 'n goeie tandarts is om dit kan inspuit. Sonder dat ek dit weet. My tandarts kan, hy sit hier. Ek het geloof in hom. Goed, ons weet wat dit vat om na iemand toe te gaan. En my dokter en my tandarts en my spesialis kan weet wanneer ek aan sy voordeur klop of daar by die praktyk instaan. Hierdie is 'n man wat glo ek kan. Dis hoe dit werk, dis die realiteit. Wanneer jy by 'n sekere bank instap as 'n nuwe kliënt, dan weet daardie ontvangspersoon, hierdie persoon het geglo, ons kan en ons gaan. Dis wat God aktiveer. Wanneer Jesus sien, jy glo, hy kan, besluit Jesus, ek gaan.
Dis die eenvoudige storie van Jesus se optrede. Dis die eenvoudige aktivering van geloof. Toe hy sien wat sy geloof hulle het, toe hulle kom en hy sien, sê hy vir die verlamde, jy kry wat jy vra. Jou behoefte is voorsien, reeds. Matteus 9 vers 22 is nie op die skerm nie. En Jesus het omgedraai en haar gesien en gesê, wat is die geheim? Om binne sig van God te leef. Om met my geloof na die Here toe te kom, nie met groot dade wat God probeer oortuig om goed te doen nie. Nie met groot godsdiensaksies en rituele en dissipline wat God moet beïndruk nie. Dood eenvoudig binne sig. Is jy naby genoeg aan die Here dat hy jou kan sien? Dis hoe mense kom. Sien, dis my verantwoordelikheid. En dis jou verantwoordelikheid. Ons fokus dikwels so op die kwalifikasies van sterk geloof. Watter 7 punte moet ek agter die rug hê of hoeveel uit 10 moet ek meet om te sê ek het sterk geloof? Want die Bybel probeer nie daai gesprek met jou oopmaak nie. Hy sê mosterdsaad geloof is genoeg. Mosterdsaad geloof is genoeg. Hoekom is mosterdsaad geloof genoeg? Want dit gaan nie oor die grootte van geloof nie, dit gaan oor hoe sigbaar jy is. Kan jy gesien word? Oor en oor sê die woord en Jesus het gesien. Jesus het gesien. Jesus het hulle geloof raak gesien. Jy sien, wanneer my geloof, my keuse vir Jesus Christus 'n aksie aktiveer in my lewe en ek kom naby genoeg dat die Here my kan sien, erken God my geloof. Ek kan nie by die spreekkamer opdaag sonder geloof binne in daardie praktisyn nie. Dan sal ek weghardloop en ek het die keuse om weg te hardloop. Ek het die keuse en ek het die vryheid om na 'n ander plek toe te gaan. Ek kan enige een van honderde bel. Maar ek het daai gekies. Dis waar my geloof is. Dis waar my vertroue is. En dis wat Jesus van ons vra om ons geloof lewens te sien gebeur, is wanneer ek kies om naby genoeg te kom. Ons gaan nou sien wat is die omgewings waarin ek nader kan kom. Maar Jesus het omgedraai en haar gesien en gesê, hou goeie moed dogter, jou geloof het jou gered. En die vrou het gesond geword van daardie uur af. Jy sien, miskien het hierdie vrou vir 'n leeftyd gesoek. Soos die vrou wat 12 jaar aan bloedvloeiing ly. Weet jy hoe lank is 12 jaar? Om te sukkel met 'n kwaal in jou liggaam? Dis 'n lang tyd. Min mense oorleef so iets. Vir 'n lang tyd sukkel hierdie vrou met iets wat haar diskwalifiseer. En in 'n oomblik, eenmiddag, in 'n oomblik, watter oomblik? Is toe Jesus haar raak sien. En is dit nie mooi in daardie gedeelte, ek het dit nie hier opneem, maar is dit nie mooi in daardie gedeelte, dat die vrou van agteraf kom en dan sy soem raak en haar geloof in hom sit, en sy het naby gekom, en dat Jesus die hele beginsel voltooi, ook in daardie storie, ek het gesien, God genees wanneer hy sien. Want daardie stadium toe sy gekom het, is hy van agteraf gekom, en Jesus het daar nie gesien nie. Daar het ons 'n ander skrif. Hy het daar nie gesien nie. Nee, wag net gou. Jesus het onmiddellik gevra, wie het my geraak, wie's genees? En toe het sy gekom en haarself aan hom getoon, nadat sy haarself ondersoek het, en toe hy haar sien, sê hy vir haar, gaan in vrede wees genees. Jesus keer genesing goed. Jesus keer antwoorde goed. Jesus keer 'n toekoms goed. Jesus keer uitkomste vir jou goed, wanneer jy kan sien. Wanneer jy kan sien. Die geheim van ons geaktiveerde geloof is om naby genoeg aan God te leef, dat ons gesien kan word. En dit is nie wonderlik nie, hy kyk uit vir ons. Hy het omgedraai en haar gesien. Matteus 15:28, toe antwoord Jesus en sê vir haar, o vrou, groot is jou geloof. Jesus kyk na haar, hy antwoord haar, laat dit vir jou wees soos jy wil, en haar dogter het gesond geword in daardie selfde uur. Oor en oor en oor sien ons dit. Waarom wil Jesus jou sien? Waarom wil Jesus hê jy moet voor hom verskyn? Waarom is die konstante aanmoediging deur die woord van die Here en hierdie een ononderhandelbare beginsel van Christendom, gebed, dat ons konstant in die teenwoordigheid van die Vader sal kniel en gesien sal word. Gesien sal word in die teenwoordigheid van die Here. Waarom? Jy sien, want dit is ook in daardie oomblik wat ek net hom sien. Wanneer ek gaan om hom te sien, sien ek hom. Ek is terug by die spreekkamer. en miskien jy onlangs 'n belewenis gehad dat jy met daardie seer tand sukkel. En die seer tand is hanteer. Jy het die regte inspuiting gekry en jy het dit oorleef. Jy's toe nie dood van die inspuiting nie en is alles beter gewees. En jy stap daai uit en die seer tand is hanteer en jy voel jy so 'n bietjie verlam en al die ander pyn is ook so om uit te sorteer vir die volgende paar ure. Jy voel mos niks nie. En as jy uitstap en jy's tevrede. Goed, jy's tevrede, jy het die bedrag betaal en jy's gefiks. En die tandarts bel jou na die tyd en sê, "Hey, het jy my mooi foto's gesien in my spreekkamer? Het jy my mooi mat gesien?
Jy gesien ek het 'n nuwe stoel. Jy gesien ons het 'n nuwe deur ingesit. Wat het jy gesien? Kom ek help jou. Jy het net die tandarts gesien. Jy het net die tandarts gesien. Goed. Hy kan jou volgende keer wys van al die mooi goed. Goed, jy het net die tandarts gesien. Dis waarom Christendom jou nooi om oor en oor in jou geloofslewe te kom kniel voor die Vader. En die aangesig van die Vader te soek en hom te sien. Hoe sien ek hom? Ek sien hom in Jesus. Ek sien hom in Jesus. Dis hoekom ons in die naam van Jesus bid. Jesus sê almal wat bygesien het, het die Vader gesien. Behold behold the lamb. Dis dieselfde, behold the lamb. Bring jou pyn, bring jou behoefte, bring jou begeerte, bring jou drome, bring jou onbeantwoorde vrae na die lam toe en kom by hom en as ek hom sien, sien hy my en hy het gesien en gesê jou geloof is genoeg. Jou geloof is genoeg. Ek het ongelukkig hier oorgesit, ek wil saam met jou hierdie gedeelte lees wat vir iets gaan verduidelik van die lam. Kom ons lees daardie gedeelte saam. There is a principle of God's dealing that we need to recognize, and the whole book of Revelation itself bears witness to this principle. It is this: whenever the church is in decline, or is defeated, or is compromised, God has only one remedy, and that is to bring a fresh revelation, a fresh unveiling of Jesus Christ. He is constantly recentering us on His Son, because only one thing is needed. Only one thing is needed. Jesus Christus. Sê wanneer ek in 'n plek kom wat ek my fokus kan vernou, en my oog langs alles van alles kan afhaal. Los die bekommernisse van môre het sy eie bekommernisse. Dis die boodskap. Wanneer ek my fokus kan vernou en kan fokus op Jesus, kom ek terug na die one thing. Only one thing is needed. Dis Jesus Christus. Luister na die res hiervan. The ones who overcome are the ones who see Jesus afresh. Dis waar ek wil wees. Who keep the heavenly vision in front of them at all times. The surest way to be defeated is to get your eyes off the one thing and get them onto the many things. The spirit of Antichrist does not require you to bow down to Satan. It only hopes to cloud your vision of Christ. The problem with the church today is that we lack this seeing of Christ. We have lost sight of Him. And in His place we have programs, church services, end-time predictions, interpretations, plus and 1,000,001 other things that all add up to zero without Christ. Even worse, we think those things are Him. Hoe maklik kan ons verdwaal raak? Jy sien, dis die kuns van die vyand. Is om jou aandag op enigiets anders te sit as om by Jesus uit te kom, want hy weet as Jesus jou sien, is jou geloof genoeg. Hy vrees dit. Die vyand vrees dit. Die vyand sal enigiets doen met jou om jou nie naby genoeg aan Jesus toe te laat nie, want as Jesus jou sien, is Jesus se boodskap vir jou: ek het jou gesien, jou geloof red jou. Jou geloof is sterk, diep en is standvastig. Dit is 'n bedreiging vir die vyand. Dit is nie swak geloof nie. Dit is swak sig. Jou probleem is nie swak geloof nie. Jou probleem is nie klein geloof nie. Jou probleem is nie jy maak dit nie. Jou probleem is nie jy het minder geloof as 'n mosterdsaadjie nie. Ek dink jy kan hê nie. Jou probleem is swak sig. Jou probleem is jy is nie naby genoeg aan Jesus om hom te sien nie en naby genoeg dat hy jou kan sien nie. Kom naby. Dis wanneer Jesus mense sien wat hy sê, jou geloof het jou gered. Joseph Prince sê die volgende woorde, en ek is jammer, ek gaan in die volgende week nie so baie Engels gebruik nie, as die Engels jou pla. Julle daarom almal TV's, nee. Goed, okay. As jy TV het, is dit reg. Maar goed, ek gaan stadig lees. Dit is Engels. Luister wat sê Joseph Prince, hier is my so mooi. Right believing always produces right living. When you believe right, you will live right.
So kom hierdie belangrik is vir jou oggend vir hom te hoor. Wat is dit met hierdie groot geloof ding? Hoe groot moet my geloof wees? Kan my geloof groot genoeg wees? Hoe groot is dit? Wanneer kwalifiseer dit? As ek 5% val, is ek ongelowig? Waar was ek? Daar is nie 'n glyskaal nie. Dis nie die boodskap nie. When you believe right, you will live right. You see, people are struggling to control their behaviors and actions because they don't have control over their emotions and feelings. They don't have control over their emotions and feelings because they don't have control over their thoughts. And they don't have control over their thoughts because they are not controlling what they are believing. Ek en jy moet begin beheer neem en in hierdie kwartaal gaan ons dit doen. Ons gaan begin besluit om reg te glo. Dis wat ons gaan besluit. Ons het die woord van die Here en ons het mekaar en ons het die gees van die Here. Waarom sal ons verkeerd glo? Ons het die woord van die Here, ons het mekaar en die gees van die Here. Waarom sal ons verkeerd glo en onsself diskwalifiseer? Put simply, if you believe wrong, you will struggle with your thoughts. Those wrong thoughts will produce unhealthy emotions that will lead to toxic feelings of guilt, shame, condemnation, and fear. And those wrong feelings will ultimately produce wrong behaviors, actions, and painful addictions. What you believe is critical. Wrong believing is a trigger that starts you on a path of defeat. Dis waarby ons wil uitkom in hierdie kwartaal. Ek gaan 3 stellings maak en ek wil jou los met hierdie 3 stellings. In die volgende kwartaal gaan ons gesels oor hierdie stellings. Ons is op pad en ons begin vanoggend, volgende week begin ons reeks om geloof te ontdek en te verstaan waarom werk geloof vir meeste gelowiges nie goed nie. Was that a mic drop moment? Kom ek vertel vir jou iets wat ek ontdek het in 25, 26 jaar bediening. Meeste gelowiges waarmee ek gesels, meeste gelowiges wat ek mee gesels in hierdie land, is baie ongemaklik om oor hulle geloof te gesels. Weet jy hoekom? Want dit werk nie vir hulle nie. Die enigste weergawe van geloof wat ons hopelik aan vashou en vertrou ons sal gelukkig wees, is hemel toe gaan. Maar gelukkig is hemel nie nou nie so, ons hoef nie daaroor te praat nie. Maar geloof in aksie, lewende geloof, geloof wat werk, geloof wat toegepas word, geloof deelname, geloofsreis op aarde. Nou kom ons gesels oor iets anders. Ons sê dit nooit vir mekaar nie, ons neem net nie deel in die gesprek nie. Of ons het geen track record vir onsself nie, geen getuienis in ons eie lewens nie, so ons het niks om oor te praat nie. Meeste gelowiges in ons geloofsgemeenskappe is nie gemaklik om te praat oor sterk, diep en standvastige geloof nie. Want as jy verstaan hoe geloof moet werk nie, tog is dit die basiese beginsel van Christendom. Ek wil vir jou 3 stellings gee, so vinnig hieroor gesels, dan maak ons klaar. Nommer 1. Iemand het gesê, faith actualizes what it realizes. Ek gaan dit vir jou vertaal. Ek wil dit net vir jou so gegee het, want dit maak my soveel sin. Faith actualize. As jong mense sê so nou en dan van mekaar, sê, actually, nee, weet waarmee die aksent is dit. Goed, anders klink dit nie cool nie. Actually, het ek dit nie gedoen nie. Wat is actually? Actually beteken actual, beteken there is in, en is in die eerste 3 lettertjies van daardie woord, as jy nie Engels verstaan nie, act. Act is actual, so actually there's nothing if there is no act. Wat is die boek in die Bybel se naam waar die meeste geloofsdeurbrake in die kortste tyd gebeur in gelowiges lewens? Ek vra dit weer, ekskuus, is vinnig gewees. Wat is die Bybelboek waarin die meeste wonderwerke in die kortste tyd gebeur in gelowiges lewens? Acts. Acts. Handelinge. Nou luister mooi. Faith actualizes what it realizes.
Hey, ek het daar gestap to realize ek. Hey, tieners verstaan hierdie goed. Hey, ek het gerealize. Wat? Hier is die Afrikaanse weergawe. Ek het 'n aha oomblik. Verstaan jy dit? Ek het 'n aha oomblik gehad. Mense wat die geloofspad stap, het kort aha oomblikke. Wow. Ek het nie geweet nie. Okay, ons is nog steeds by Afrikaans nie. Kom ons sê dit in Afrikaans en dan hoor jy wat daar staan. Geloof openbaar wat geloof ontdek. Dis wat geloof openbaar. Geloof doen, it acts. Geloof openbaar wat geloof ontdek. En geloof beoefen wat geloof besef. Wat is die eerste en die beste ding om te ontdek en te besef? Luister mooi, Psalm 84 sê so pragtig profeties. En ons sien altyd nuwe lidmate wat aan lewende woord aansluit met hierdie skrif. Psalm 84 vers 4 sê, mag jou lewe soos 'n pad word. 'n Pad. Jy een gesien hier iewers by skerms? Mag jou lewe soos 'n pad word. En dan beskryf hy die pad. Hy sê mag God self op jou pad wandel. Ons sê altyd ek wandel op God se pad. Psalm 84 sê mag God op jou pad wandel. Jou lewe is soos 'n pad. 'n Pad? Ja, want paaie lei iewers heen en jou lewe lei iewers heen. En mag jou lewenspad oor hoogtes gaan en deur dale gaan. Die heerlikheid van die Here en die vrede van die Here. En éventueel, einde van die vers, uitmond, eindig by die bestemming waar die pad stop in Sion. En dan is 'n party van die Engelse vertaling sê hierdie in hakkies. Wat is Sion? Luister mooi wat ons gelees het van Chip Brogden. Luister, wat is Sion? Psalm 84 vers 4. God in full view. En as 'n prentjie wat ons in hierdie fasiliteit het, hierdie kant van die stad het van full view, is daar die skerm. En wanneer ons iemand daar sal opsit, as ek jou gesig vanoggend daar sal opsit met 'n hoë kwaliteit foto, dan sal jy sê ek het jou in full view gebroadcast. Ons 'n bietjie kwesbaar wees dalk. Goed, full view. Luister, God se woord nooi jou na 'n geloofsreis toe in Psalm 84 vers 4, wat jou lewe 'n pad word waarop God wil wandel. God wil deel wees van daardie storie. En wanneer jy pad uitkom waar dit bestem is om uit te kom, sal jy in Sion eindig. God in full view. Van die Engelse vertaling sê, may your life make pilgrimage. Dis 'n mooi manier om te sê. Pilgrims, wat stap Jerusalem toe? May your life make pilgrimage. Ek kies om te stap na die plek waar ek God in volle aanskou kan sien. Dis waar ek wil wees. Faith actualizes what it realizes. En geloof is om te openbaar en te beoefen wat ek sien. In die eerste plek, Jesus Christus. Dis die moeite werd om op hierdie punt te sê, dat die beste prentjie wat jy kan hê van die Vader se bedoeling, is Jesus. Hebreërs 1 vers 1 tot 3 sê dit. Hebreërs 1 vers 1 tot 3 sê, hy is die perfekte prentjie van die Vader. Dis nadat Jesus self gesê het, as jy my gesien het, het jy die Vader gesien. Maar almal het dit nie geglo nie. So ons vermoed is Paulus wat Hebreërs geskryf het, ons is nie seker nie, maar die skrywer van Hebreërs 10:1 Paulus sê in die eerste 3 verse, as jy hom gesien het, het jy God in volle aanskou gesien. He is the, Engelse vertaling, perfect image. He's the perfect picture of the Father. Wanneer ek Jesus gesien het en wanneer ek Jesus gereeld begin sien en wanneer ek die lam voor oë begin hou deur aanbidding, deur tyd saam met die Here, saam met medegelowiges, begin ek beoefen wat ek sien. Dis geloof in aksie. Wat is geloof? Geloof iets groots, iets sterks? Nee, geloof is om te beoefen wat ek besig is om te ontdek. Is nog 'n stelling. How does faith realize? If faith actualizes what it realizes. As geloof beoefen en openbaar wat geloof ontdek. Prakties, die hele tyd, nie net hoor nie. Nie net bære, nie net notas neem nie, dit beoefen. As geloof beoefen wat geloof ontdek. Hoe ontdek geloof? Hier is een van die praktiese maniere wat geloof kan ontdek. Faith discovers
through worship. So kom die kerk nooit sal ophou aanbid, ooit nie. Nie in sy aardse vorm, as 'n bruid in voorbereiding nie, nie in sy ewige vorm, as 'n bruid in aksie nie, nooit nie. Waarom? Because faith discovers and it realizes in worship. So kom gelowiges aanbid, en ongelowiges nie aanbid nie. So kom mense wat 'n belewenis met Jesus Christus het, altyd wil dieper indring in die teenwoordigheid van die Here, en mense wat nog nie 'n prentjie het van Jesus nie, onseker is om dieper deel te neem. Dis die uitnodiging. Nie sleg voel nie, ons almal was daar. Ons is onseker. En geloof openbaar wat geloof ontdek, en dan geloof sien en ontdek en ontkiem, of ontdek en sien en ontkiem in aanbidding. Ek kon nie 'n beter woord daarvoor kry nie. Geloof wil ontkiem. Geloof wil nie in saadvorm bly nie. 'n Saadvorm kan verpak word en gebêre word en vir jare onaktief lê. Al die potensiaal is daarin. Geloof wil nie mosterdsaad bly nie. Die saad het al die potensiaal, al die DNA daar binne in om 'n massiewe boom te word, wat vrug kan gee. Maar geloof wil ontkiem. En geloof wat in aanbidding kom, ontdek, daar's plekke wat hierdie geloof bevogtig word en benat word en skielik begin lewe en die potensiaal begin beleef. Ons sal meer hieroor gesels in die volgende weke, maar oulaas en dan sluit ons af. Faith lives within the revealed will of God. Hier is alles stellings wat leiers en die woord, skrywers in die Bybel en manne en vroue wat die pad gestap het, gemaak het oor 'n geloofsreise. Hierdie is geloofwerk, hierdie is ervaring en opsomming en woord en waarheid in stellings. Luister mooi, faith lives the revealed of within the revealed will of God. Dis waar geloof werk. Waarom werk soveel gelowiges geloof nie vir hulle uit nie? En vir twee redes. Hulle leef dood eenvoudig nie in die wil van God nie. Is 'n probleem. En niemand het nodig om lank met jou daaroor te praat nie. Die Gees van die Here doen self die oortuigingswerk daar. Leef ek in die wil van die Here? Want wanneer ek nie in die wil van die Here leef nie, kan my geloof nie leef nie. Geloof leef in die wil, in die habitat, in die milieu, in die konteks van die wil van God. Waar die wil van God nagejaag word en die wil van God gekies word, daar floreer geloof. Geloof wil daar wees. Ja, 'n verrassing gekry met 'n plant wat jy uitgegooi het. Ek het dit onlangs gedoen. Ek het in my tuin so 'n klomp Marlotti alwyne. Dis bergalwyne wat van Sanien se wêreld afkom. En ek wil hulle daar hê want ek hou van daardie alwyne. En ek probeer my bes om die goed te laat groei in die Vrystaat, maar kort is daar een of ander siekte of gogga daar. En dit is eintlik nie hulle ideale wêreld nie. En ek het by meer as een geval al vir my tuinman gesê, kom ons haal hierdie groot swaar alwyn uit en dan gaan gooi ons hom maar daar op die kompos hoop, laat hy deel word van die kompos wat ons weer in die tuin later werk. En dan kom ons daar en dan sien ons hier is 'n groen blaar. Weet 'n nuwe groen blaar wat uitgestoot is. En dan besluit ons baie keer nadat hy 'n week of 2 al daar gelê het, besluit ons kom ons plant die ou weer. En meer as een van hulle staan weer in die voortuin. Pragtige Marlotti alwyne. En dis wat met geloof gebeur. Partykeer lyk dit vir jou of ek wil opgee op my geloof. Alles is verlep. Die goggas het die goed verwoes. Die kewers is hier deur en dit lyk nie goed nie. Die blare verwelk en die kleure het verdof en ons gee op ons geloof. Bring jou geloof in die habitat van God se wil in. Maar ek is nie sterk genoeg nie, ek voel net nie, ek het net nie die moed en die dryf om dit te doen nie. Bring jou geloof in die habitat van ander gelowiges in. Hoekom? Wat gebeur met geloof wat nie geaktiveer word nie, geloof wat moedeloos is, geloof wat wil opgee, wanneer dit tussen gelowiges kom wat deelneem? Hulle geloof dra en aktiveer jou. As dit woord kan ander mense se geloof my aktiveer, die woord van die Here sê, tree in die bres vir mekaar. Wat beteken dit? Dit beteken, wanneer jy jou geloof voeg by iemand wat swak is, sal God daardie geloof beloon. En die Here het omgedraai en hulle geloof gesien, want hulle het 'n lamman gebring en die lamman genees. Wat is dit? Het in die bres getree vir hom. Bring jou geloof na ander gelowiges toe. Dis kom ons in die kerk is Sondag, onder andere. Faith lives within the revealed will of God. Geloof floreer waar God se wil
bekend is. Beteken meer as net tussen mense wees wat, of in 'n plek wees wat God se wil gebeur. Dit beteken ook dat ek reg glo. Wat is die wil van die Here? Mense wat nie glo God wil siektes genees nie, sukkel om geloof te hê vir genesing. 1 + 1 is 'n teleurstelling in geloof. Mense wat nog nie glo God wil siektes genees nie, het nie die vrymoedigheid om te bid dat God siektes sal genees nie. Want elke sieke wat ek by kom, is God dalk besig om hulle te louter. En hoe sal ek weet of hierdie een is wat uiteindelik God se wil is? Dat hierdie persoon gelouter word. Daarom raak Christene goed kwyt langs hospitaalbeddens waar vir ander mense vir genesing moet gebid word, soos daar seker nog sonde in jou lewe wat jy nie bely het nie. En wys my waar Jesus mense stop oor sulke goed. Jesus sien eers uitgekom en dan deel Jesus met die krisis en dan word mense verlos van sonde. Goed. Dis wanneer mense sulke goed sê, wanneer ons nie reg glo nie, wanneer ons nie reg verstaan nie, sal ons nooit vrymoedig wees nie. Is armoede 'n manier wat God eers jou karakter wil bou? En wanneer gaan jou karakter gebou word? In 10, 20 of 30 jaar? Wanneer is jy gereed om klaar te maak met armoede en God se voorsiening op 'n gesonde basis te sien gebeur in jou lewe? Wanneer jy begin reg glo. Dis nie wanneer God regkom nie, dis wanneer jy regkom. Dis niks fout by God nie. Dis wanneer ek regkom. Waarom het hierdie ding gebeur? Waarom het ek hierdie verhouding verloor? Of waarom werk hierdie huwelik nie? Miskien wil die Here ons leer. Miskien wil die Here ons eers seermaak dat ons sal huil en dan sal regkom. Wrong believing will always lead to wrong living. Die draai in daardie verhouding is nie baie naby nie. Maar as waarheid myne word, sal right believing, right living produce. Amen. En die Here sê volgens vir jou geloof is sterk genoeg. Dis diep genoeg en is standvastig genoeg. Kom net waar ek jou kan sien. Dis al. Kom ons maak ons oë toe. Kom ons maak ons oë toe. Jy in hierdie seisoen ons hand wil vat in hierdie gemeente, miskien is jy lidmaat, miskien is jy besoeker, miskien skelter jy net vanoggend, is ewe welkom, maak nie saak nie. Maar as jy in hierdie tyd iemand nodig het om jou hand te vat, om jou geloof te sien iets produseer, iets te voorbring, saad ontkiem, vrug oplewer, wil ek hê jy moet vanoggend dood eenvoudig in jou eie hart, in jou eie gemoed, miskien met jou mond, die toewyding aan die Here te maak en te sê, Here, ek voel nie sterk nie. Ek weet U sê ek is sterk. Maar wat ek sal doen is opdaag. Net dit. Ek sal opdaag, Here. Dis al wat ek sal doen. Ek sal opdaag. Hoekom is opdaag belangrik? Want opdaag beteken die Here kan jou begin sien. Ja, maar die Here kan oral sien. Is nie waar nie. Hy kan, maar hy kyk nie oor ons nie. Dan het Jesus nie nodig gehad om te wag tot die lamman naby hom is en hom sien voor hy genees het, en sal hy vorige dag genees gewees het, toe hy nog ver was. Maar toe Jesus hom sien, het hy sy geloof geëer. Toe Jesus haar sien, wil jy nie vanoggend net dood eenvoudig toewy, jouself commit en sê ek sal opdaag. Ek sal 1 kwartaal lank opdaag, Here. 1 kwartaal. Ek is bereid om uit die boot te klim, eenmaal. Red my. Vader, dankie dat U ons die moed gee om naby te kom. Nie net in die kerk nie net tussen medegelowiges nie, maar ook in my persoonlike lewe. Here, wanneer ek kniel by my bed, dan kom ek naby. Dan maak ek my oë toe en al wat ek sien is die prys wat betaal is, die lam wat geslag is. En dan begin ek die leeg graf sien. En ek sien my eie graf is ook leeg. Ek het saam met U opgestaan. I behold the lamp. Here, wanneer ons U kan sien, kan U ons sien. Wanneer ons naby genoeg aan U kom, kom U naby genoeg aan ons. Om te antwoord, om te voorsien, om aan te raak, om deur te breek, om lewe en vreugde en hoop te herstel in elke aspek van my lewe. Ek kies om sigbaar te word. Ek kies om gesien te word. Ek kies om naby te kom
en U te aanskou my ook, Here. Amen.